Baie dankie leraar Dr. Spencer vir hierdie verwelkoming. Dit was nie nodig nie, want ek voel sommer altyd welkom in my land. Ek en Emily is nou wel Amerikaanse burgers geword, maar ons het ook ons Suid-Afrikaanse burgerskap behou. Want ons kan nie hierdie pragtige land vergeet nie, ons hart lê maar hier. En dit is vir ons 'n wonderlike geleentheid en 'n voorreg om saam met u hier vanoggend te aanbid. Ek kan u verseker dat ons in Fresno baie aan u dink, vir u bid, vir ons familie. En ek sien hier is heelwat van hulle vanoggend. Vir ons baie vriende. Weet jy, daar was 'n stadium en iemand vir my sê, as ek te hard of sag praat, want ek word nou oud, alles begin ingee, ook my ore, en die lawaai weer echo in my ore, en dan weet ek nie hoe hard ek praat nie. So, hy moet maar vir my 'n teken gee, al wat hy moet doen, hy staan net op, en hy swaai net die hand, en ek sal weet om anders te probeer praat. Ons bly in 'n klein dorpie in die naam van klein dorpie. In Amerika is dit 'n klein dorpie, dis 'n dorpie so groot soos Trent Pretoria. Fresno. In die sentrale vallei waar jy dis die vallei wat Amerika van kos voorsien, kry nooit sneeu daar nie. En maar hy kry ook omtrent nooit reën nie, maar ons kry ons water vanuit die berge. Die Sahara gebergtes is ons bly aan die voetewels daarvan. Die dam hulle op en dit sneeu baie in die winter op die berge, en dan het hulle damme en die water voorsien die boere daarvan geleentheid om goed te plant en te doen. Anders is dit baie droog in die somer daar. Ja, toe ons nou die dag aftree, toe sê ek vir Emily, ons kan tog nie sit en niks doen nie. Ek dink ek het op skool al 'n probleem gehad en ek is 'n ooraktiewe mens. Ek is gedurig as ek wil op en Emily, waar is my vrou? Sy is nog erger as ek. Daar sit sy. Ek dink sy wen my nog op 'n kol. Want sy is altyd met ten minste 20 dinge op dieselfde tyd besig. En hoe sy dit doen, weet ek nie. Ek vergaap my man net aan haar. Maar toe het ons 'n nie winsgewende non-profit corporation, nie winsgewende organisasie begin, waar ons lesings vir mense gee. Maar ek het altyd geglo dat om iets aan mense te verkondig is nie goed genoeg nie. Ons help ook mense. Ons probeer hulle optel. En daar is soveel mense wat die optelkrag van die Christene vanoggend so brood nodig het. Ek wens ek kon met u daaroor ook praat, maar tyd sal ons nie toelaat nie. Ons nooi dikwels op 'n Vrydag aand van die mense wat bemoedig moet word na ons huis, en dan ontspan ons eers saam, ons eet saam, en vir my is deel van ontspanning en gesellig saam wees 'n belangrike deel van godsdienstbeoefening. Ons maak vriende, ons luister na mekaar, ons probeer omgee vir mekaar. En dis net vir ons 'n wonderlik, ek weet nie hoeveel dit vir ander beteken nie, maar vir ons eie harte is dit 'n stuk vreugde om dit te doen. Ons was onlangs, ek moet vir u vertel, nie onlangs nie, 'n paar jaar terug, was ons in Mexico gewees. Nou ek wil vir u waarsku, u moet sommer nie Mexico toe gaan nie. Ek wil tog nie iets leliks van ons naburige staat sê nie, maar dinge gaan baie moeilik en baie gevaarlik daar. Dit laat my altyd so aan Suid-Afrika dink. Daar is 'n chaos daar in Mexico. Maar ons was by Montemorelos. Montemorelos is ons universiteit in Mexico. En die omgewing was maar taamlik, laat ek maar sê, nederig gewees. En toe ons nou daar by ons universiteit Montemorelos aankom, het ek so goed gevoel. En ek het gesê, baie dankie Here,
Adventiste is gewillig om uit te staan en anders te wees, 'n pragtige universiteit. Emily het 'n jong dame gehad wat haar bedien en ek het 'n jong man gehad en hulle was elke oomblik om ons vir ons alles gegee, alles gedoen. Ek dink die ou wil my in 'n aand ook op die bed gesit het en 'n gebedjie vir my gedoen het en ek moes hom net keer maar daai universiteit lei onder andere mediese dokters op. Dit staan as 'n pragtige lig uit in Mexico. Maar die werk wat ons daar doen, die kerk, die koninkryk van God se genade. Ek wil vanoggend met u praat, en ek kan nou nie anders nie, mens spreek seker maar ek wil graag, ek hoop is 'n meer 'n gesprek waarin ek u wil uitnooi om saam deel te neem. Ek glo nie aan proklamasie nie, maar ek glo aan kommunikasie. Dat u moet saam met my preek, u moet saam met my dink en u moet saam met my doen, jy weet. En dit is wonderlik om te sien baie van ons negerkerke in Amerika. Jy het al seker gesien hoe hulle preek. Jy weet die een ou, hy preek daar so op 'n kol en hy praat. Die tema wat hulle baie van nou is die Exodus tema. God se volk, die slawe kom, hulle gaan deur die Rooi See en hy vertel hoe hulle Farao oorwin en die gemeente neem deel. Jy weet hulle neem hartlik deel en hulle praat ook saam. En jy kan ook maar saam praat. Ek sal nie omgee nie. En as hy 'n ding sê dan herhaal dit so 2-3 keer, jy weet. En op 'n kol toe gaan hy nou stil staan en hy bly stil. En hy sê luister, julle klomp het skoon onder die predikant uitgeloop. Julle sal oor die Rooi See en hy's nog nie eens daar nie. So as jy wil praat, moet jy my nou net nie vooruit hardloop nie. Ons moet daarom nou by mekaar bly, jy weet. Die ding waar ek my graag wat u wil praat is iets wat nie uit die teorie van my bestaan kom nie. Ek kan vir u lesings gee wat ek destyds op Jonisa aangebied het, maar dit is irrelevant. Vir ons as Christen is daar net een relevante tema en dis Jesus Christus en hom, die gekruisigde. En ek pleit skuldig. Want ek het weinig meer om oor te praat as oor Jesus, die lam van God. En wat hy vir my as persoon gedoen het, en wat hy vir my steeds doen deur sy draagkrag en sy liefde en genade. Ek lees vir u graag. Ek lees vir u uit Openbaring, die 5de hoofstuk. Openbaring 5 vanaf vers 9. Toe sing hulle 'n nuwe lied. U is waardig om die boek te neem en die seels daarvan oop te maak, omdat u geslag is. En met die bloed mense vir God losgekoop het uit elke stam, taal, volk en nasie. Edele koninkryk en priesters vir God gemaak, en hulle sal oor die aarde regeer. Waardig is die lam. En ek kan geen apologie vir myself vanoggend aanteken nie, ek is skuldig daarvoor, want dit is my hart wat uitroep. Waardig is die lam wat geslag is. Ek sal nooit vergeet nie, ek en my 2 ouer boeties, ons is so klein, en nou sit my ma ons in die bed, en nou gaan hulle slaap, maar dan is ons nou nog nie vaak nie, en dan vermaak ons 3 onsself. En jy sal dit nooit glo nie, maar my geliefkoeste vermaak was dan ook dat ons vir mekaar gruwelspookagtige stories vertel. Mense, en ons dramatiseer daai dinge. Daar is drake en daar is lelike goed en hulle gaan te kere en ons voel hulle hier in die kamer en op 'n kol dan gryp ek daai laken en kombers, dan trek ek hom oor my kop en vir die res van die nag gaan slaap ek onder daai laken en daai kombers en op die ou end raak my asem eintlik op, maar ek weier om my kop uit te steek want dit is baie gevaarlik en sulke vreeslike gediertes hier in die kamer ronddra. Nou wanneer ons na die boek van Openbaring kyk,
mense is daar ook 'n verskriklike klomp gevaarlike gediertes. Die vuurrooi draak, die dier, hy lyk soos 'n luiperd, maar die pote van 'n beer en hy die bek van 'n leeu en hulle wil net verslind wat voorkom. Babylon, die Gog en die Magog, en ek wil amper sê wat se Goggas ook nog. Dit maak jou bang. Maar weet jy, jy en ek kan nou maklik as ons die boek van Openbaring lees. Die geestelike laken en kombers oor ons kop trek en 'n godsdiens van vrees beoefen. En ons konsentreer op daai vreeslike, wrede, gevaarlike diere, maar ek het hier gekom al die pad van Fresno om vir u te vertel, die boek van Openbaring en die Bybel gaan nie oor daai gediertes nie, dit gaan oor Christus Jesus en hom gekruisig, die een wat die oorwinning behaal het vir u en vir my. Jy kan dit gaan lees, ons het, hulle sê ek het net tot 2 uur, of is dit wat tot 3 uur gewees? So ek kan nie alles lees nie. Openbaring 5, die lam het oorwin, Openbaring 17, die lam is onder redding, Openbaring 12, 7, Michael gooi die duiwel uit die hemel uit, Openbaring 19, 11, net paar van hulle, die ruiter op die wit perd, hy ry hierdie werf, die stuk en werf van hierdie wêreld binne, en hy maak sonde en smart en ellende en pyn vir ewig tot niet. En ek wil weer sê, halleluja. Jy weet, hierdie wêreld word 'n onbewoonbare wêreld, wat ek het vir u sê. Ek en Emily bly daar in Fresno en is redelik stil daar, maar ek het nou al vir Emily gesê, ons moet nou plan maak. Ek dink ek gaan nou Alaska toe trek, daar is baie koud daar en daar's nie, die skelms hou nie van koue nie, en ek dink ek moet nou maar so toe beweeg. Ek weet nie waar anders nie, mits daar 'n standplaas, hulle standplase op die maan verkoop, en ek dink nie dit sal baie gou wees nie. Ons wêreld ly onder die smart, hy het 'n oorwinnaar nodig, en weet jy wat sê Jesus vir ons? Reg in die begin van die boek Openbaring, hy wil hê ons moet dit weet. Hy wil hê Johannes en jy en ek moet nie bang word vir die dinge wat kom, en die daaglikse stryd wat ons voer nie. Hy sê vir Johannes, moenie, Openbaring 1 vers 17 en 18, moenie vrees nie. Ek is die eerste, ek is die laaste, was dood en ek is die lewende, ek het die sleutels van die dood en van die doderyk, moenie vrees nie. Hier lê ons oorwinning, en terloops vir my, hier lê die magnetiese sleutel van die boek van Openbaring. Hy, Christus, die oorwinnaar, die een wat sy triomfvog deur hierdie wêreld gaan voortsik, en sy kinders om hulle hande om sy kinders slaan, en vir ons vryheid en lewe, werklike lewe kom gee. En is hierdie sin dat die Openbaring 5 na ons kom. God se groot triomftog. Hy wil hê dat ons hier vanoggend op se dae en waar ons ook al is, moet begin fees vier. En ek wil u vra, kry u feesklere reg. Hy het oorwin. En ons kan sy oorwinning vir onsself opeis en toeëien. Johannes staan voor die troon van God, Openbaring 5. En daar is jy natuurlik. En daar is 'n boekrol wat perfek geseël is, 7 seels. En daar in vers 2 sê dit 'n sterk engel, wat met 'n harde stem, megafonei, Grieks. Jy weet dis wat 'n megafoon is. Hy roep baie hard uit, want daai seels, iemand moet dit oopmaak, God se verlossingsprogram, en u en my toekoms lê ook daarin. En hy roep oor dwars deur die heelal, dit daardie echo van planeet tot planeet, van sonnestelsel tot sonnestelsel, van melkweg tot melkweg, tot aan die eindes van die heelal, klink daai stem, wie is waardig om hierdie seels oop te maak, dat ons kan sien wat in die boek is. En daarna oorverdowende stilte, kom dit terug. Niemand.
Maar ons protesteer saam met Johannes en ons sê vir hierdie engel wat geroep het, maar ons het 'n groot name gehad. Moses, hy het God slawe volk uit Egipte geneem, hy het hulle amper in Kanaans land ingeleen. Wat van Josef? Hy het die wêreld aan die lewe gehou toe hy eerste minister van Egipte was. Wat van hom? En ek sien hoe daar die hemelse rekenaars dit insleutel hier. Josef, Johannes die Doper, die grootste man wat ooit geleef het. Wat van Samson, die ou met die sterkste spiere wat ooit geleef het, sleutel daar op die hemelse rekenaars in. En dan kom dit met groot rooi letters terug op die skerms van van die hemel en wat sê, niemand nie, dit flikker op en af, niemand nie. Nou kan nie Johannes verkwalik dat hy in trane uitbars en die Griek sê, hy het ordentlik gehuil, hy het goed gehuil, hy het nie net van sy ou traantjie afgevee nie, want dis die smart van ons lewe, hier sit ons vanoggend, stel u voor ons is sonder 'n verlosser, kan nie een oomblik daaraan dink, ons kan net huil as ons daaraan dink. En terwyl Johannes so huil, die trane, in sy oë, toe hoor hy 'n ouderling wat vir hom sê, Johannes, moenie langer huil nie. Ons het een gevind. En Johannes kyk rond. En ek kan sien die heelal staan op hulle tone. Waar kom hy vandaan? Terloops, weet jy hoekom ons met niemand gevind het nie? Jy weet mos ons as mens. Ons gaan as ons Jesus wil soek of sin in die lewe wil soek, liewer dan gaan soek ons mos op snaakse plekke. Hulle het vergeet om in Bethlehem te gaan soek, in die agterbuurtes van Nasaret waar hierdie man groot geword het. Hulle het vergeet om daar in Galilea waar hy geleef en gewerk het te gaan kyk en ongelukkig om oorgeslaan, maar nou het hulle hom gevind en Johannes sien 'n leeu. Die leeu van die stam van Juda. Nou ek wil die vrou, hoe pas die leeu nou by die lam gedagte in, die Jesus, die lam van God? Ons wêreld het ook 'n leeu nodig. Iemand moet vir die briesende leeu van die duisternis 'n boodskap stuur, dat die leeu van die stam van Juda, as hy brul, dan bewe die fondamente en skeur die fondamente van die aarde. As hy brul, dan skeer hy Satan, die briesende leeu, se tronke oop en die hel en die duisternis en hy laat mense gee hulle vryheid. Ons het 'n leeu nodig vandag. Ja, beslis. Jy weet die Fariseërs wou ons bang maak en sê, maar jy's nou in Herodes gebied, jy beter pad gee so gou as moontlik en hy sê nee. Sê jy vir Herodes, ek dryf duiwels uit hier, môre en oormôre maak ek mense gesond, en as hy dink hy kan my doodmaak, in 3 dae staan ek weer op. Ons het so 'n man nodig vandag. Ek onthou, u weet dat, toe ek nou 'n klein ouetjie op skool was, en ek weet nie hoe gebeur het, wat ek altyd so klein was nie, maar goed. Nou het ek van die groter seuns, jy weet toch wat 'n boelie is, né? Nou het ek 'n paar lekkernye, nie veel nie, en dan sien hulle dit, dan sê hulle, luister, gee af. En nou, jy gee alles af, behalwe die lekker goed, en Wilson se lekker taai toffies, dit gee jy toch nooit af, nie? En nou sê hulle vir my, maat, ons kry jou na skool vanmiddag. En weet jy, daai ouens het nooit iets reg gedoen nie, maar dit harder hulle woord gehou. Na skool, dan kry hulle jou. En as jou huis te ver is, dan haal hulle jou in. En daar het ek geleer hardloop, vinnig hardloop. En dan jaag hulle my huis toe. Maar eendag terwyl hulle nog so jaag, toe gaan ons so om 'n draai, om 'n gebou, om 'n hoek. En mense daar hardloop ons myself, en hulle is myself vas, en my ouer broer. My broer wat net ouer was, hy is baie sterk geweest. Weet jy, hy was van het 8 toe speel al vir sy skool se eerste span rugby. En toe moes jy sien, dit was te prettig. Ewe skielik draai daai beweging 180 grade om. Die boelies hardloop heel voor. My broer is op hulle hakke en ek is agterna en ek het my hande in die lug en ek skree amen, amen.
Christus het aan die kruis van Golgotha Satan se regterhand gebreek. Ja, hy wil u en my nog terroriseer, baie donker dae kom hy na ons toe, maar hy is 'n oorwonne vyand. En dis waar die leeu van die lam van Juda vir my weer daarin in. Hy dra die heelal op sy skouer. Hy kan u en my ook vanoggend dra. Maar terwyl Johannes nog so kyk, en die ouderling van hom sê, kyk. Jy weet die woord kyk, is nie, ag, as jy wil, kan jy maar net bietjie daarna toe loer of wat nie. Kyk, ideo, aanskou wat hier plaasvind, neem dit in, internaliseer dit. Ideo. Dit is 'n woord wat nie net Johannes hier gebruik nie, maar jy weet, Johannes die Doper het dit gebruik. Kan jy onthou wat hy gesê het? Kyk daar, ideo, die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. En u en ek sal vandag moet opkyk na ons verlosser. Maar terwyl hy nog so maar ek weet nie hoekom ek elke sin met maar begin nie. Dis maar iets van my lewe. Ek onthou op skool, ag mens, ek het nooit baie huiswerk gedoen nie. Maar die dag sê die juffrou ons, julle moet nou 'n essay, 'n opstel skrywe van enige onderwerp wat julle nou graag wil. En ek besluit ek gaan oor die dieretuin skryf. Ons besoek aan die dieretuin. Ag mense, was ek nou trots op die opstel. Ek begin, ek sê but we decided to go to the zoo. But it was raining. But we have to come back. But we have to take the bath. Nou die juffrou het nou die nare slegte gewoonte gehad, dan lees sy vir die klas ons opstelle. En toe roep sy my naam ook uit, en nou hier sit ek met my opstel en ek het hande gedaan, sy sê lees jou opstelle. En hoe meer, dieper ek in hierdie filosofiese opstel van my ingaan, kan ek sê hoe meer geïrriteerd raak sy. En ek was nog nie mooi klaar, toe sê sy, stil. En sy sê, jou Bobbejaan, jy weet, daai onderwysers, hulle was baie kwaai geweest, die wat ons sulke goeie kinders is, hulle was baie kwaai. Sy sê, jou Bobbejaan, het jy nie geweet, dat 'n mens nooit in aller ewigheid 'n sin met bad begin nie, en sy vat al in die haal, nie die plat kant nie, kan jy sien hoe krom is my vingers, sy slat daai skerp kant oor my vingers, dit was nie baie seer, maar die ergste van was, toe sy my 'n Bobbejaan noem. Maar, toe word ek 'n Christen, en op die ou end kry ek ook 'n Engelse Bybel, en ek lees veral die evangelie van Johannes, en elke tweede sin begin met 'n but, they wanted to crucify him, but he rose from the dead. Ja, ons Here is 'n maar Here, en terwyl Johannes daar staan, en hy kyk vir die lam, toe besef hy, hier is die lam van God, maar, hy is die een wat die sonde van die wêreld wegneem. En toe die engele dit sien, of die ouderlinge dit sien, toe roep hulle uit, waardig is hy, om die boek oop te maak. En die engele roep uit, die lam wat geslag is waardig. God se skepping neem deel hieraan, en sê aan hom wat op die troon sit, aan die lam behoort die lof, die eer, die heerlikheid, en die krag tot alle ewigheid, en al wat daardie kan doen, is wat om te sê, amen, die 4 lewende wesens. Hier lê die krag van ons verlossing, my liewe broers en susters. Hier lê dit. Maar nou ja, ek het nog net 'n klein tydjie oor, ek moet nou vandag haas hier oor. Waarom is dit vir ons vanoggend belangrik? Wat het dit te maak met disippelskap? God in Christus Jesus is besig met sy triomftog deur hierdie wêreld. En hy wil ek en u moet daarvoor gereed maak.
Ja, ons moet ons oorwinningsklere gaan aantrek en ons moet sing saam met die ouderlinge en die engele en die ganse skepping daaroor. Ons moet sing. Weet jy wat maak daai ouderlinge toe die lam daai boek vat en maak daai seels oop. Hulle sê, wie van julle boys weet iets van filosofie af? Wie het filosofie 3 geneem? Op waar sit die? Hulle sê, kom ons stel gou 'n paar teorieë oor die saak op. Ons moet dan die ding fyn bekyk met 'n filosofiese perspektief. Nee. Die ouderlinge val op hulle knieë en hulle sing, waardig is die lam wat vir ons geslag is. Aanbidding is maar niks behalwe 'n groot Godsang wat ons doen nie. 'n Sang wat uit my stuk lied wat uit ons hart uit voortkom. En jy weet dieselfde met Moses. Jy kan onthou toe die Egiptenare hulle strydwaans en perde en ruiters daar aan die Rooi See val. Toe sê Moses nie vir sy wiskundiges, stel vir my goue statistiese ontleding op van presies hoeveel van die ouens daar versuip het nie. Nee, hy sê, Miriam, waar is jy? Waar's Miriam? Kom Miriam, kom Miriam, laat ons sing, die groot verlossingslied sing. Nou wil ek jy vanoggend sê, wanneer jy na my luister, moet jy nou baie versigtig wees. Want ek praat 'n metaforiese taal. Metafore kan jy nie in feite maklik vertaal nie. Metafore is 'n rekuur. Die groot Hermeneut rekuur gaan lees, dan sal hy agterkom dat metafore dra inhoud. Dis nie sonder inhoud nie, maar hy dra ook affektiwiteit. Hy dra ook konnatiewe hoeveelheid saam met hom en dit is wat mense lewens werklik laat aanbid. Kom, laat ons sing. Die Bybel bestaan hoofsaaklik uit verhale. Jy het dit geweet, meer as 70% van die Bybel is verhale. Dit is nie dogmatiek nie. En die meeste van hulle, of baie van hulle, is gesange. Raai wat is die grootste, langste boek in die Bybel? Weet jy? Psalms. Weet jy waaroor gaan dit? Laat ons sing oor die grootheid en die sterkte van Gods genade. En as ek nou van sing vanoggend praat, wil ek dit vir u sê, ek bedoel nie werklik almal van ons kan nou sing nie, maar ek praat, ons kan sing met alles wat in ons is. U kan sing met u hele lewe, met u hele lewenservaring. Wanneer ek luister na mense, dan luister ek helend na mense, en wanneer ek helend na mense luister, dan kan ek sien in hulle oë sit daar 'n gesang, en in my eie hart is daar 'n gesang. Ek sing met my hande, want ek loop nooit met leë hande na my arm buurman toe nie. Ek vat altyd 'n stukkie brood, en as ek 'n stukkie brood vir hom gee, kan ek sien in sy oë en hart is daar 'n gesang, en arme ou Gerard sing ook. Dis waarom ek en Emily hierdie organisasie begin het. Ag, laat ons sing. Kom ons sing. En ek sing met my voete. Kan jy onthou wat Jesaja sê? O, mooi is die voete. Hom wat die blye boodskap bring, laat ons sing. Laat ons sing. Jy kan nie filosofeer oor die grootheid van Gods genade en sy redding nie. Daar is nie genoeg woorde in Afrikaans van Engels of in Amerikaans nie. Nee, dit is te groot vir ons. Al wat ons kan doen, ons val op ons knieë neer en ons sing die groot verlossingslied. Ja, ons sing met alles wat in ons lewe is. Waaroor sing hulle? Dit is belangrik vir disippels. Waaroor kan ons sing? Ek kan sien, hulle, die ouderlinge, kyk na daai sterk engel. Ek wonder hoe sterk hy was. Iets so Samson miskien. En hulle bewonder die ou, maar weet jy dan maar om tot die eindes van hier aarde sy stem, 'n megafoon te laat roep, dit moet nog gevra, weet jy, dit moet nog gedoen word. En hulle wil begin sing oor daai sterk engel en oor sy pragtige stem. Nee. Daar is net iets in hierdie lewe waaroor u en ek kan sing, en dit is waardig is die lam, Christus Jesus om die gekruisigde. Daar is niks anders. En ons was aan hom vasgeloop het op 'n mooi dag, en sy liefde soos 'n weerligstraal deur my hart geslaan het, dan begin ek sing. Ek begin nie filosofeer nie. Ja, hulle sing oor hom. Jesus die lam van God,
Waaroor sing hulle? Hulle sing oor sy bloed. En hierdie is 'n klein, ek het dit vergeet om vir u te sê, die Grieks in die Openbaring boek sê dit was 'n klein arnion, dit was 'n klein lammetjie wat steeds aan bloeie was. Dis sy bloed wat drup op hulle seerwonde, en wanneer dit in ons lewe gebeur, dan sing ons sing, want ons weet, daar is genesing kan kom. Hy is die lam van God, wat die doodsengel van ons deure af weggehou het. En dan wanneer ons dit agterkom, dan sing ons, en wanneer u na die Bybel gaan, dan vind u hoe die Bybel sing, veral die Nuwe Testament. Kan jy nog onthou hoe Jesaja sing, Jesaja 9 vers 5, wie weet wat staan in Jesaja 9 vers 5 en 6, kan jy onthou? Kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, en sy naam, Raadsman, wyse God, sterke God, Vredevors. Dis waaroor die Bybel sing. Want Jesaja het op 'n kol voor God se troon gestaan en geweldig weer sy sonde, maar ook deur God se majesteit, en hy het gesê, hier is ek, Here, stuur U my, en dit is Jesaja se boodskap, seën wat aan ons gegee is. En as jy na die evangelies blaai, dan kan jy dit ook sien. Matteus, Jesus die lig van die wêreld. Die lig skyn nie net in die land Zebulon en Naftali nie, daai lig skyn in die duisterheid van my eie lewe, waar ek identiteitsloos gestaan het, kom God se mooi lig, en dit vertel nie net vir wie Gerard is nie, maar dit vertel ook vir my wat Gerard in die toekoms kan wees. En al wat ek daaroor kan doen is te sê, Here, ek wil net sing. Ek het nie woorde om dit doen nie. En die evangelie in Johannes veral, Christus is die brood, maar nie net die fisiese brood nie, hy is die brood wat die diepste verlange van ons menswees kan voed. En dis waar ons na soek, na werklike meaning, betekenis. Hy is die enigste wat daardie goed in ons lewe kan aanraak. Daar is niemand anders nie. Hy is die weg. Hy is die enigste weg wat nie aan by die einde van die dag op 'n doodloopstraat uitloop nie. Alle ander eindige nihilisme. Weet jy wat nihilisme is? Absoluut niks. Dis met hartseer wat ek gesien het wat hier in Suid-Afrika gebeur. Sakkie Spannenberg en sy broers, die nuwe hervorming. Hulle het op 'n niks uitgekom. Hulle was mense in die teologie en hulle was so besig met die filosofie en die kritiese rasionalisme wat hulle op 'n doodloopstraat en daar's niks en gesê, daar is niks in hierdie lewe en op die ou end sal hierdie wêreld ontplof en daar's net 'n paar atome deur die lug streef. Dis waar jy uitkom wanneer jy nie in die lam van God 'n ontmoeting gehad het nie. Hy is die waarheid, en hom alleen kan ons nooit bedrieg word nie. Hy is die lewe, hy is die een wat ons in die modder gehad het, daar waar ons wil verdrink het in die modder. Hy is die enigste een wat ons kan optel en vir ons die lewe gee. Nou sal jy vir my vra, soos een van my kollegas by Unisa, hy sê vir my, Gerard, die evangelies vir alles daar, omtrent niks oor die Sabbat nie. Daar is niks oor die 10 dae. En ons kry nie 'n teses oor die toestand van die dode nie. Is julle nie maar net 'n kultus nie? Waarom het daai evangelieskrywers nie 'n teses oor hierdie goed geskryf nie? Hulle het geweet dat wanneer Jesus Christus, die lam van God, Kenosis, die een wat hier mens geword het, sy tentjie ons onder ons kon opslaan het, want hy nie die absolute fundament van ons hele geloofsbelijdenis het nie, dan al is ons geloofsbelijdenis hoe goed, dit sal nooit standhou in die ewigheid nie. En daarom die Sabbat is vir ons baie belangrik, want dit wys na die een wat die rus van die Sabbat aanbied, die Here van die Sabbat, Christus Jesus. Nie veel van die toestand van die dode nie, want hy werk met die lewende, hy is die verreëse heiland. Hy sê ek is die lewende en die laaste en ek leef. Daar is net een fundament. Daar is maar net een fundament in ons lewe. Maar ons leef vandag in 'n tyd waar ons beroof is van ons gesange. Liberalisme. Christus is 'n goeie mens. Ongelukkig eindig sy lewe aan die kruis.
Daar is hoofstroomkerke vandag, wat leer, of wat nie leer nie, maar wat besluit het, om die woorde bloed van die lam uit hulle gesangeboek te haal. Want jy kan nou verstaan, ons is so ordentlik, ons is so grand geword, verskoon die woord, dat die bloed van die lam gee aanstoot, en hulle het besluit om dit uit te haal uit hulle gesangeboeke. Fundamentalisme, ultrakonservatisme, het Jesus so gerobotiseer en gemechaniseer, dat hulle hom beheer en hy nie hulle nie. En baie van ons doen dit dieselfde. Ek onthou daar was daar in my lewe, dat ek Jesus meer misbruik het as gebruik het. Adam Small, het jy al, ken jy vir Adam Small? Wie van jy ken vir Adam Small? Waar is my bruinbroers hierso? Wie van jy daar is een wat vir Adam Small ken? Nou Adam Small, hy skryf hierdie gedig. Hy sê, K-O, kapie, ko, laat ons sing, Hy sê, nou vriende, die Here het gebring, aan my die wonderwerke, ook so, hy het my gevra, wat's in my hand? En vriende, in my hand was daar 'n gitaar, ko, laat ons sing. In my hart is 'n lewende Jesus. En in my hand is daar 'n gitaar, mense vergewe my, ek kan nie anders nie, ek moet sing. Ek moet sing vanoggend, ek moet sing. Ek sal nooit vergeet op Helleberg College, mense nou, ek daar op Helleberg, ek neem nou teologie, en nou loop ek nou daar in die gange, nou hoor ek, daar's Manuel, nou sing Manuel daar in die badkamer, en ek sê, maar wie is hierdie klein Portugees, dat hy so kan sing? Ek gaan ook sing. En ek sê vir meneer McManaman, meneer, ek wil kom vir audisie. En hy sê, kom Gerard, kom. En hy sê vir my, wat kan jy sing? Ek kan nie veel gesing het nie, want ek het nou nie 'n goeie reputasie agter my gehad nie. En al wat ek kan sing is, kom en vertel my van Jesus. Mense, ek het nog nie die eerste lyntjie se draai gevat nie. Toe hands up meneer McManaman. Hy sê, Gerard, baie dankie. En ek kan sien, hy soek na woorde. Hy sê, Gerard, jy weet, ons koor is 'n bietjie vol. Ons koor is 'n bietjie vol. Hy sê, maar Gerard, ek beloof jou, sodra daar 'n opening is, dan laat ek jou weet. En dit is vandag 50 jaar terug. En ek wag nog steeds vir die oproep. En as daar 'n oproep kom, dan sê ek vir Emily, kom ons antwoord gou. Dis meneer McManaman, hy gaan my sê, ek kan sing. Dit maak nie saak of ek kan sing of nie. Ek wil dit volgend vir u sê, ek gaan sing, want hy het my verlos. En daarom wil ek sing. Ek kan nou wel nie soos my Anel met die stem sing nie, maar ek kan met my hande, ook my voete, ek kan al goed sing, ek gaan sing. Kom bebaas die gitaar en laat ons sing van die grootheid van sy genade. Van Wyk Lou sê, hoekom moet ons nou van Wyk Lou sê, gaan sy gedig vir die klein visarendjie, daai klein visarendjie het uit die benoudheid van ons skoot geval, en hoe kan ons nie anders om uit te roep van halleluja en dankbaarheid daarteen nie. Op my adres het dit ingekom. Wie is Adventisme? Ek wil graag met jou praat, maar ek is bevrees, ek gaan nie tyd daarvoor hê nie. Adventisme, aanbid nie die berg Sinaï nie. Dit aanbid nie Golgotha nie. Dit het nie 'n atomistiese binêre versoeningsleer nie. Al wat dit beteken, atomisties die goed, raak nie kontak met mekaar, Sinaï en Golgotha nie. Dit bly uit mekaar, dit is nie binêr, is nie twee pole nie. Adventiste bid nie die wet nie. Adventiste aanbid nie die kruis van Golgotha nie. Wie aanbid hulle? Die skepper en die herskepper van die wêreld. 'n Persoon en nie 'n voorwerp nie. En daarom hou ek die Sabbat. Want die Sabbat vertel my van Jesus. Deuteronomium 5:15. Jy moet onthou, jy was 'n slaaf in Egipte, en hoe ek jou daar met 'n uitgestrekte arms en 'n sterke hand uitgelei het. God se 10 vingers, sy gebooie, het hy na my uitgesteek, die bruid van sy lewe, en deur Golgotha en deur sy genade maak hy dit moontlik om daai uitdaging te aanvaar en 'n nuwe mens te wees. Die Sabbat is 'n verhoudingsdag.
Die Sabbat bring my na my Skepper en na my Herskepper. Die Sabbat is ook 'n verhoudingsdag, dit bring my na my naaste. Deuteronomium 32, ek dink 23, sê, jy moet ook jou bees en jou donkie laat rus, en dan die snaakse woorde, ook die seun van jou slavin, die ou wat die minste status in die lewe het, God is oor hom bekommerd, en is in die Sabbatgebod geskryf, hy sê daar in die dag, reik uit so ver, want God het na jou uitgereik, hier waar jy in die modder van die lewe op die ashoop gesit het, reik ook uit na ander om jou. Dit is werklik 'n Christelikheid. Waarom moet ons sing? Ons sing omdat iets in ons lewe gebeur het. Ons sing. Toe ek my nagraadse werk gedoen het, het daar by Emily op die plaas, by haar mamma op die moeder op die plaas gaan bly, en ons het swaar gekry. Ek het nie 'n beurs gekry van die kerk nie. Ons het sommer geraap en geskraap om te oorleef. En weet nie, ek het gevoel dat sommige kolle, miskien was ek verkeerd, dat self my kerk my verwerp het. Dit is seer. Weet jy waarvan ek praat? Is dat miskien nie weet nie, 'n predikant wat jare in die kerk was, en hy lê daar, en hy sit, en almal gaan by hom verby. Hy het nie geld om van te lewe nie. Hy sit daar op 'n plaas, hy voel soos 'n bedelaar. Ag mense, het ek my nou nie self jammer gekry nie. En op 'n dag, jy weet, gaan ek nou dorp toe, en ons kinders is daar op 'n plaasskool, en ek koop 45 liter dieselien vir ons masjiene daar op die plaas, en ek koop 'n eislike klomp planke, en nou gaan ons by die skool verby, en dit begin te reën, en hy's 4 van ons wat nou voor in hierdie bakke, hierdie klein trokkie sit, en 3 van hulle is agterop. Otto, waar is Otto? Otto kan jy daai dag onthou. Otto sit voor. Hy sit voor. Nadine, ek en Emily. En ons ry nou op daai pad, maar die is 'n sanderige pad, die bakkie loop goed, en ek ry nie vinnig nie, maar ons kom ewe skielik op 'n modderkol af. En my seun, sy 2 neefies sit agterop, hulle sit tussen daai drom en die planke, en daai bakkie draai so skuins in daai pad, en het gly, en het hardloop in die veld, en toe daar by die graspolle kom, toe slaan hy om. Hy slaan reg om, en hy beland weer op sy wiele. O, wat 'n mens nie afbid in daai momente, wil daai bakkie omslaan, tot hy weer begin op sy wiele te staan nie. Ek kan nie vertel nie, is honderde gebeure wat jou opstuur. Maar terwyl hy so omdraai en omswaai, en ek hoor net die dromme val en die planke breek, toe word ek en sê, ag Here, laat net die een van hulle leef agter op daai bak. Ek weet ek sal te veel vra as ek sê laat al 3 leef. Ek sê Here, laat net een van hulle leef asseblief. En nou hier staan die bakkie weer op sy wiele, en ek kyk so deur hierdie moddervenster so agtertoe, en toe ek so agter kyk, o, die mooiste gesig wat ek seker in my lewe gesien het, 3 moddergesiggies, hulle staan en lag vir ons daar uit die pad uit. Hoe daar die drom, die seline en die planke en die bak hulle nie doodgeval het nie. Kan net ek in een ding sê, ons het 'n Skepper en 'n Verlosser wat omgee vir ons. Weet jy wat is die woord wat die ouderling hier gebruik? Agora so. Agora beteken markplein. Ons lê daar op die markplein aan boeie. Ons is meneer niemand nie. Ons het nie 'n identiteit nie. Ons gaan nêrens nie. Ons is niemand nie. Ek het nou onlangs 'n dokumentêre rolwerk gesien van die hoenderkind. Het jy al daai ding gesien? In Hawaii was 'n huisgesin, die ou seentjies gebore, hulle dink hy's abnormaal, en hulle huis staan so op pale. Hulle het die pale toegespan met draad, en toe besluit hulle gooi hom daar tussen die hoenders in. Kan nie glo. En daar word hy saam met die hoenders groot. En hy maak sy hoender, kwek, 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 kwek. En hulle het hom later, toe hulle oorlede is, het hulle hom in 'n gestig gesit. Hy kon nie praat nie. Hy het soos 'n hoender gemaak. En u en ek was daar onder in die hok saam met daai seun. Sê die Bybel vir ons, ons het in die modder, ons in die hopeloos. Ons al die enigste kamerade wat ons gehad het, was die moeders in die modder, die hoenders in die modder. En Christus het ons daar gevind, en hy het gesê, nee Gerard, ek wil van jou 'n nuwe mens, ek wil jou God se mens kom maak. Jy moet opstaan. Kom, laat ons sing. Kom, laat ons sing, sê Adam Small, kom, laat ons sing.
Hoekom moet ons sing? Hoekom moet ons sing? Hoekom moet die ouderlinge sing? God is op pad. God is op pad met ons. Hy is op pad met 'n groot oorwinning vir ons. Hy het vir ons 'n toekoms. Die ouderlinge sing want hulle is verlos. Maar sê vir my, hoekom sing die engele? Die dag toe Satan gerebelleer het in die hemele, het hy God beskinder, beklad. En self daai engele wat agtergebly het nie aldag geweet wie die God is wat hulle dien nie. Maar aan die kruis van Golgotha het hulle gesien God se heilsplan en wie werklik die een is wat omgee vir sy kinders. En ook by hulle daar 'n loflied in hulle harte, ons sang en gesê, waardig, waardig is die lam. Ons sien dinge vandag in 'n pragtige nuwe lig. Maar dan ook die skepping, né? Die skepping sing. Waarom sing die skepping? Waarom sing die skepping? Jy weet, noord van Kalifornië, die staat Oregon en Washington, pragtige wêreld, daar's pragtige parke, die mooiste bome. Maar weet jy wat maak baie van daai mense? Hulle maak 'n wins, hulle lewe daaruit. Hulle saag daai bome af en hulle saai dit dikwels op die televisie uit hoe daai bome afgesaai word. En wanneer ons daarna kyk, dan ek en Emily, ons harte is seer. Daai pragtige bome, God se skepping is verniel en verwoes. En selfs sy skepping soek met reikhalsende verlange na die dag van hulle verlos. Hulle soek na die dag, Jesaja 11, wanneer die wolf en die skape sal saam bly, die luiperds tussen die blokkies sal lê, die babatjies by die gate van die adders en die kleinkind sal hande uitsteek na giftige slang. Hulle smag na daardie dag. En toe daardie dag reeds al in 'n vooruitskouing by hulle aankom, toe sing hulle sing uit volle bors vir die heerlikheid en die krag van God. Wat van u vanoggend? Kom, laat ons sing. Kom, laat ons sing. Kom, laat ons sing. Ek en Emily het 2 Amerikaanse vriendjies. Scott en Kerry. Kerry is nou die vrou. Scott. Maar hulle is atletiese mense. Scott, ons het met kampvergadering, het hulle so marathon aan hardloop, en Scott is al nie meer jonk nie, maar hy hardloop onder al die jong mense uit, en hy wen altyd die marathon. En nou dan sê Scott vir ons, pastor sê, ek sê ja Scott, hy sê, you must come with us, we're gonna whitewater rafting today. Ek sê, ek hoor wat jy sê Scott, maar nie dankie, ek hou nie van whitewater rafting. Nou weet jy wat is whitewater rafting? Weet jy wat is dit? Jy gaan daar op 'n riviertjie af, wat amper so vertikaal afval, en nou sit jy daar op 'n rubberbootjie, en ek sê nie baie dankie, wat jy tog aan my gedink het Scott, ek waardeer dit geweldig baie. Hy sê, nou pastor, you must come with us. Ek wil nou nie spog nie, maar ek moet dit van vir u sê, ek kan nie eintlik swem nie. En mense, die riviertjie wat daar afloop, uit die Smoky Mountains, kom daar die Smoky Berge uit, die riviertjie wat daar afloop, is nie koud nie, hy is ysig koud, want hulle in die dag, wanneer hulle elektriese krag nodig het, laat hulle water uit 'n dam wat baie hoog lê, en hulle tap van die onderste water wat yskoud is, en dan pomp hulle dit in hierdie riviertjie, en dan word hierdie klein riviertjie sommer 'n geweldige stroom water. En ek sê vir Scott en Kerry, no thank you, ek dink nie ek sien vir hierdie ding kaas nie. En hulle gooi daardie klein rubberbootjie mos in die water. En mense, julle met julle vrouens dop hou. Voor ek kan sien, toe spring Emily in daai boot. En sy sê vir my, Gerard, kom aan, wat staan jy daar? En voor ek kan sien, toe sit ek ook in daai boot. En hier gaan ons daai rivier op. Ek voel daai water brand jou, so koud is dit. En ek bid al die pad, en ek hou vas, enige ding wat ek kan vashou, ek hou stewig vas, ek maak nie my oë oop nie, ek voel net hoe gaan swaai daai bootjie, dan gaan ons deur 'n stroomversnelling, en ek dog dis die laaste, en dan val daai bootjie met 'n waterval af, en ek kan dit nie meer hou nie, ek sê, Scott, dit is nou genoeg, ek het dit nou regtig waardeer, jy's 'n baie vriendelike mens, maar kan jy my die oewer aflaai? Ek wil nou uitklim. Nou pastor, hy sê, the best is still to come. En hier sit ek, dit is 'n rit van 3-4 uur lank, want daai rubberbootjie, daai rivier ook.
deur die stoomversnelling en val die water wel af. Nee, ek is vol water, maar alles is aan nat. En daai water is koud. En ek is nou moeg vir hierdie besigheid. Ek wil nou afklim van hierdie boot. Ek sien nie meer die vulkaans nie. En so hou ek maar aan en bid en vashou. En 'n uur gaan verby. En dit is nogal nie te sleg nie. En so na 2 uur se tyd, toe dog ek maar hierdie is 'n baie goeie manier van vermaak hier met die rivier af. En so na 2,5 uur toe staan Gerard penreguit met die roeispan. En Skit sê from no pastor, that is too dangerous, you must sit down. En mense, ons vat een waterval en ander stroomverstelling, ons het daar af. En ek skree net halleluja elke keer wanneer ons daar onder beland. En ons skiet uit die water uit op. En mense, voor ek kan sien is daai rit verby. En ek sê vir Scott en Kerry, can we come another try? En dan sê nee, sorry pastor, jy kan nie nog 'n tweede keer gaan nie. Die avontuur van daardie rit sal ek nooit vergeet nie. Nooit. Die vreugde. Kan ek u 'n vraag vra? Is u vanoggend in die Jesusboot? Of is u te bang om in te klim? Ek onthou tot op die einde sal gered wees. Ja. Soos jy en daai bootjie. Ek onthou toe ek jong student op Tikkies was, sal ek nooit in so 'n boot geklim het, 'n Jesusboot nie. Maar wat van u vanoggend? Waar sit u? Sit u buitekant daai boot? Is u bang vir die koue water van die groot avontuur? Ek het agtergekom baie mense wat nie wil Christene word nie, is bang. Hulle wil nie avontuurlike dinge doen nie. U sal verbaas wees as u in die Jesusboot klim. Ek wil smeek vanoggend by u. Ek kan niks anders doen nie. Ag, wil u nie asseblief in daai Jesusboot kom klim nie. U sal aangenaam, meer as aangenaam verras wees om te sien watter dinamiek, wat se pragtige dinge na voorkom en hoe u lewe kan opnuut word in 'n stuk vreugde, die vreugde en vrede wat Jesus vir u gee. Sit u vanoggend in 'n Jesusboot? Of waar sit u? Daar is miskien een van u vanoggend wat in hierdie boot was en soos Gerard halfpad wou afgeklim het. Was miskien nie van wat nooit in hierdie Jesusboot geklim het nie. Ek wil u uitnooi vanoggend, as ek vir u kan bid om hier na vore te kom. Dat ons vir my saam kan bid, want ons is almal saam in die boot. Daar is geen ander manier wat ons hierdie berge kan afkom na die vallei van vrede wat God vir ons houd nie. Of ons sal self moet swem met brutale krag en verdrink langs die pad, of u kan in die Jesusboot klim. En ek wil u uitnooi vanoggend, terwyl Manuel sal jy vir ons sing, dat ons vir mekaar hier voor, die van u wat graag na vore kom, ek wil u uitnooi dat ons vir mekaar kan gaan bid. The voice of the Lord reaches out to the world. He invites you with arms open wide. Whosoever seeks first the kingdom of God will in heaven forever abide. Jesus is pleading now, all sinner, come unto me. Be one of the children in my family. Life everlasting is waiting for all. Your reward, if you
answer his call. My yoke is so easy, the load always light. I'll free you from the burden of sin. I knock at the door of your heart every day with the hope that I may enter in. Jesus is pleading now, oh sinner, come unto me. Be one of the children in my family. Life everlasting is waiting for all. Your reward if you answer his call. As promised, the Lord will return from on high with a loud voice as trumpets resound. The redeemed will respond to his call and arise to be there where his riches abound. Jesus is pleading now, oh sinner, come unto me. Be one of the children in my family. Life everlasting is waiting for all. Your reward if you answer his call. Let's answer his call. Liewe vriende, hierdie boot van Jesus kan soms deur gevaarlike stroomversnellings gaan. Hy kan soms van die watervalle afval. Ek onthou my jong jare toe ek aan gedink het ek nie altyd geweet of ek dit sal kan behou nie. En nou dat ek oud is, weet ek dat hierdie Jesus boot word bestuur deur my redder en my verlosser. En ek hoef niks bang te wees nie. Kom ons bid vanoggend. Dierbare Here, ons weet daar is geen ander naam waardeur ons gered kan word nie, behalwe die naam van Jesus. En ons wil vanoggend saam met hom in hierdie boot klim. Saam met hom die reis aanpak. Want ons weet dis 'n avontuurlike, pragtige reis. 'n Reis wat nie uitloop op 'n stuk niks nie, maar wat uitloop op die rivier van die lewe. Dankie vir sy oorwinning. Dankie vir hulle wat 'n besluit hier gemaak het om in hierdie boot te klim. Neem ons hand vanoggend. Gee ons u moed en krag om op te staan, waar ons ook al mag sit uit die modder van ons verlede, en op te staan en u nuwe, kreatiewe, pragtige kinders te wees. Want ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Amen.